Ons wonderlike hemelse Vader, Here, ons is vanoggend u gemeente, die gemeente wat u kies, die gemeente wat u voor lief is. Ons kom met verwagting, Here, dat ons hier u sal ontmoet en dat ons in die woord u stem sal hoor. Ons het die wonderlike voorreg om saam met ons mede gemeentelede hier te wees. Saam aanbid ons u en eer ons u. Here, kom nou deur u woord en spreek in ons harte, sodat ons met u woord verryk sal word en in ons geloof versterk sal word. Maar Here, ons weet ook dat u woord baie keer ook soos 'n spieël vir ons wil wees. Ons bid dat ons vanoggend ook met openheid na u sal luister. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie van Matteus, uit Matteus 10, lees ons vers 34 tot 39. Dit is Jesus self wat hier aan die woord is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Tussen 'n man en sy pa, en tussen 'n dogter en haar ma. Tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy pa of ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Ons lees daardie gedeelte uit Matteus se Evangelie, woorde van Jesus self as God se onfeilbare woord. Die Hebreërskrywer sê, die woord van die Here kan partykeer ook soos 'n swaard wees. 'n Swaard wat twee skerp snykante het. Ons gaan nou 'n lied sing vir die prediking. Kom ons sing nou die 253. Ons gaan daarvan al twee die strofes sing van die 253, eer die brood gebreek eens by die meer voor die prediking.
swaard. Liewe broers en susters in die Here, is hierdie uitspraak nie 'n teenstrydige nie. Christus bring tog vrede. Die engele het al met sy geboorte op die Bethlehemvelde gesing, vrede op aarde nou, vir die mense welbehaag. Het Jesus ook nie in die saligprekende gesê, salig is die vredemakers? Hoe kan Christus dan van homself sê, dat hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar dikwels juis onvrede, onmin? Nog erger is dit, die swaard, met ander woorde, konflik en stryd. Hoe moet ons dit verstaan? Dat Christus juis verdeeldheid tussen familielede bring en 'n verskeurdheid in 'n gemeenskap. Vriende, die antwoord op hierdie vraag is belangrik vir ons lewens, vir ons verhoudinge en vir ons geloofslewens om van kennis te neem. En die antwoord begin by die feit dat Christus se diepe vrede, die vrede wat Jesus Christus bring, alreeds die kiem van stryd in dit bevat. Dit is 'n vrede wat die potensiaal het om eers te versteur, om eers om te keer, om eers onrustig te maak en dan in harte ware vrede te bring. Dis 'n tipe vrede wat die oorgerusheid van mense graag versteur voordat dit in harte kan aanbreek. Wat die ongeërgdheid van mense radikaal kan omkeer voordat daar toewyding en geloof kan wees. Wat die geestelike laksheid van mense met die grootste onrus moontlik antwoord voordat daar heelheid en geestelike welsyn kan wees. Die vrede van God wat in die harte van mense wil aanbreek, wat die harte van mense wil beheer, ontlok altyd verskillende reaksies by mense. Daar is mense wat dit dadelik en van harte aanvaar, wat hulle self oopstel vir die werking van die Heilige Gees, wat tot inkeer kom, wat hulle gereeld tot God keer, wat gelowig, heilig en toegewyd aan God gaan leef. En dan is daar die wat dikwels onbewustelik nie kan sien, vir wie die prys van navolging van Jesus Christus net te hoog is, wat nie die baaskap oor hulle eie lewe wil neerlê, wat nie graag voor enigiemand anders, insluitend God, kan neerbuig. Of die vir wie hulle rustige wêreld nie God en sy gebooie insluit nie, of die wat eenvoudig te laks in die geloof is. En vir hulle bring die aanbreek van God se vrede juis 'n geweldige stuk onvrede. Vir hulle bring God se kalm teenwoordigheid deur sy Heilige Gees juis 'n baie diep innerlike konflik, 'n diep gesetelde ongemak, 'n pynlike swaard met twee snykante. Maar geliefdes, hierdie tipe eienaardige vrede wat Jesus bring, veroorsaak nie net vir onboetvaardige en hoogmoedige individue stryd en teëspoed nie. Dit bring dit ook in verhoudinge. Wanneer die Here met sy Heilige Gees betrokke raak by die verhoudinge tussen mense, om sy vrede daar te laat wees, en vind dat daar diepgaande gebreke in 'n verhouding is, sal die vrede van Jesus Christus nie verlief neem daarmee. Dit nie ignoreer nie, dit nie toesmeer nie, nie diplomaties ander pad kyk nie. Die Heilige Gees se ingryp by gebroke verhoudinge, gehawende verhoudinge,
bring dikwels eers 'n verhoogde onvrede. Eers 'n dieper onrustigheid. Dit lyk aanvanklik of dit verskeurdheid aan die hand werk. Want die Here se teenwoordigheid bring vrae. Reguit vrae. Deurdringende vrae. Dit het die manier om onrustigheid en onvrede te bring. Die Heilige Gees is soms ook konfronterend. Dit daag tot stryd uit. Dit laat sy ongelukkigheid hoor. Daarom is dit baie keer vir ons baie onpopulêr, want die Here sê soms baie duidelik vir ons, nee. Dit het die geneigtheid om 'n rustige lewe om te keer. Dis nou maar eenmaal die gewoonte om 'n vinger op 'n seerplek te lê, wat dit aanvanklik meer pyn doen. Dit is wat Jesus bedoel het, dat sy koms soos 'n swaard is. Dit is 'n stryd. Dit keer lewens om. Dit moet noodgedwonge soms rustige lewens met onrus vul. Dit kan selfs versteurend op verhoudinge inwerk. Met dit wat Jesus hier sê, is hy in lyn met wat God in die tyd van Jeremia, die profeet, in die Ou Testament, as sy nodige ingrype en werk onder die volk Israel gesien het. Toe die Here vir Jeremia as profeet roep, in 'n tyd van groot verdorwenheid, verduidelik God aan die profeet Jeremia met sy roeping as profeet, wat die aard van sy betrokkenheid by die godsvolk sal wees, en sê hy vir hom, kyk, ek stel jou vandag aan, om oor nasies en koninkryke, om af te breek. Ek stel jou aan om uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan, en dan eers, om te bou en te vestig. Jy gaan eers swaar bring. Jy gaan eers die goddelose en ongeërgde Israel afbreek, tot op die grond, plat slaan. Dan gaan ons hulle weer opbou en vestig. Vriends, die belangrike vraag is dan seker om te vra, hoekom? Hoekom bring die Here die swaard in my lewe? Hoekom bring U koms, Here, baie keer onmin en onvrede in my verhoudinge, Here? En dan sal Jesus antwoord, om het uiteindelik te kan heel, om het gesond te maak. Om die sweer met groot pyn en ongemak oop te steek, sodat 'n langer proses van genesing kan intree. Jesus se swaard is nooit 'n vernietigingswapen nie. Dit is 'n genesingsinstrument. Maar ook genesingsinstrumente maak soms seer, bring intense pyn, maar die uiteinde is goed. Alles loop ten goeie uit. Want die swaard is volgens die Hebreërbrief sy woord. Dit is Jesus se koms na 'n sondige wêreld destyds, met 'n Joodse godsdiens wat korrup was en mense uitgebuit het, met 'n Grieks-Romeinse wêreld wat openlik boos en goddeloos was. En in hierdie wêreld met 'n valse godsdienstige vrede van die Jode en 'n valse politieke vrede van die Romeine, in hierdie wêreld het Jesus die swaard van sy boodskap kom bring. Het Jesus ernstige rimpelinge in die gemeenskap veroorsaak deur die dinge wat hy gesê het. Het Jesus eintlik so 'n ongemak by die mense veroorsaak dat hulle hom gereeld in die sinagoge gejaag het, dat hulle hom in sy eie tuisdorp in Nasaret met klippe gegooi het, hom fisies vervolg en aangerand het en uiteindelik doodgemaak het. Hoekom? Omdat sy woorde hulle onrustig gemaak het. Dit was te skerp vir hulle. Dit was te eerlik vir hulle. Dit was te ontblotend vir hulle. En die onvermydelike nalatenskap van Jesus
Was ongelukkig dit wat in ons geleesde gedeelte wat hy vanoggend voorspel het. Sy woorde het by baie mense in sy tyd harte gewen. Baie mense het sy volgelinge geword. Hulle is Christene genoem, hulle wat aan Christus behoort. Hulle wat deur die swaard doodgemaak is, maar wat ook toegewy aan Christus geleef is. Maar sy woorde het ander vervreem. Baie Christene is gejag deur die Jode en die Romeine te saam. Hulle het die felheid van Jesus se swaard gevoel, maar hulle het geweier om te genees. En is hierdie skeiding tussen Christene en nie-Christene. Hierdie bittere skeiding in die vroeë kerk wat soms deur gesinne, deur huwelike, deur vriendskappe gesny het. Dit het ongelukkig tweedrag gebring. Tussen 'n man en sy pa, tussen 'n dogter en haar ma. Maar dit was nodig, want 'n bose, verlore gaande wêreld het die ingryping nodig gehad. Moes die spelheid van die swaard voel, moes deur die pyn gaan, om uiteindelik te kan heel, om nie te word, om te word wat God aanvanklik bedoel het, en dit sal wees. Miskien sal u en ek ook in ons lewens baie keer voel om te sê, Here, U het die swaard in my lewe gebring, nie vrede nie. Here, U het die swaard in my verhoudinge gebring, en nie rustigheid nie. Dan kan ons onsself eintlik gelukkig af. Want die Here se swaard is maar net die eerste stap van sy uiteindelike helingsproses. Die eerste tree op die pad na vernuwing. En Jesus sluit hierdie eienaardige preek van hom af deur te sê wat die uiteindelike doel met die swaard is, as hy sê, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe verloor vir my, sal dit vir altyd behou. Die wat weier om te genees, sal uiteindelik doodgaan, met ander woorde. Sal alles verloor, sal selfs sy lewe uiteindelik verloor. Maar die wat hulle oopstel vir genesing, sê die Here, wie sy gebroke verhoudinge oopmaak vir herstel, sal nie alleen dit behou nie, maar sal sy hele lewe behou. Geliefdes, miskien wag die Here se swaard met erns vir u en my. Miskien sal u en ek ook iewers ongemaklik voel oor die Here se teenwoordigheid in my lewe, onrustig raak oor wat ek hoor. Dan is ons eintlik gelukkig, want as ek daaraan gehoor gee, my verhoudinge na die Here toe draai, my lewe na die Here toe draai, sal ek na alles nie my lewe verloor, maar dit vir altyd behou. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, ons dankie dat ons vanoggend kan lees wat Jesus soveel jare tevore gesê het. En dat ons kan weet, daar is mense wat daarna geluister het. Daar is mense wat dit ernstig opgeneem het en wat lewe. Daar is baie wat dit verwerp het, wat nie daarvoor kans gesien het, omdat hulle self in beheer wil wees, wat nie voor u kon buig, wat verlore gegaan het. Here, vandag kom u na ons toe en sê, gaan kyk na jou lewe, jou verhoudinge, gaan kyk na jou manier, jou ingesteldheid. En as u 'n swaard oor ons bring, Here, doen u dit omdat u vir ons lief is, omdat u ons wil heel, omdat u ons gesond wil maak, sodat ons vir altyd kan lewe. Help ons, Here, om dit in ons lewens reg te kry, deur die inwerking van u Gees. Dankie dat ons nou kan aansit by 'n nagmaaltafel. Here, ons is nie sondelose mense wat aansit nie. Ons is sondaars. Maar ons is mense wat voor u erns maak met dit wat verkeerd is, en in ons lewens aan u toegewy wil lewe. En ons is met daardie nederige gesindheid, Here, saam met u is, dan wil u ons as waardige tafelgenote verwelkom. Hoor ons gebed, ons vra dit van u in Jesus Christus se naam. Amen.